Hierdie is eintlik 'n nice patent. Ja. Maar jy het Dit nog hou nie my nodig, agter jy die preek het staan. sommer reeds gedaan. Die stem is hard genoeg. Amen. Ons is bly dat ons opkomste wragtig. Ons opkoms bly so by die 30, 31 so 'n roei en stoei het. So met die koue weer so ons is bly vir elkeen wat opkom. En sover dat ons nog elke aand 'n lekker boodskap gekry en ons prys die Here daarvoor. So wanneer ons het nou so, ek weet nie of dit ons wil jy eers musiek maak of wil jy eers preek? Ja, nou maar kom ons sing. Kom ons sing. Ek gee vir jou oor. Ek het net verwelkom, verder doen ek niks. All yours. Wat gaan ons nou eers sing of wat? Yes. Baie dankie pastoor Willem, dankie kerkraad, dankie gemeente. Dit is 'n wonderlike voorreg om saam te vanaand te wees en hier in julle midde te kan verkeer. En ek is so bly dat Dawie en al die ander briljante musikante die musiek vanaand gaan doen. Dit spaar my effentjies by delikate families. En ek vertrou dat die vanaand geseën sal wees in die aanbidding. En ons vertrou dat die daadwerklik hierdie kerk sal uitstap, hierdie geseën gebou sal sê, God has met you. Baie dankie vir al die musikante. God bless you. Kom ons staan, lekker saam. Sit hulle maar net aan, dankie. Okay, so. Dit zo? Waarop ons het hier nie so dankie. Wiekie klik daar agter. Kom ons gaan aan. Wiekie voorheen. Wat wij met mijn broer dan preken, sing ons na die Miskien kans een liedjie, tweetjies probeer. Hoe voel jy? Net so teer. Great. Let ons sien wat ek kan doen. Daar's 'n paar ou pragtige liedjies wat my so laat verwonderd staan in die saligheid waarmee die Here ons verlos en gered het.
Jesus took my burdens. Oh yes. And he rolled them in the sea. Have you ever heard that chorus? Jesus neem my laste. Wel, as jy hom nog nie gehoor het nie, ons vertrou dat jy vanaand kom vinnig agter die blad kan kry. En ek kan vra dat jy my dan 'n bietjie help. Maar ons gaan hierdie laste neem en ons 'n bietjie in die see inrol. Ons is redelik naby aan die see. So we trust that the Lord indeed is going to assist us to do some rowing tonight. Amen. Amen. Kom ons sluit die oogies. Hemelvader, ons loof U, ons prys en dankie die diepte van ons harte. Dat U ons gesien het en gespaar het en dat U inderdaad bestem het dat ons kosbare samesyn vanaand in die teenwoordigheid sal kan geniet. En dat ons hierdie kosbare plek, hierdie geseënde plek van aanbidding ook sal kan verlaat in die wete. U het met ons harte gespreek deur U Heilige Gees. U het bestem dat ons in hierdie bepaalde uur hier sal wees om U Heilige Gees se kosbare stem op te kan hoor en kan weet U spreek tot ons hartjies. Ag, mag U ons seën, ja Heer, met U teenwoordigheid. May your presence be sweet, may your presence be so enriching, so encouraging, for we love You and we praise You. En die kindertjie van die Here sê, Amen. Amen. Wel, kom ek kry ook eens daai sleepeltjie. En die gaan so. Jesus took my burdens and He rolled them in the sea. Ek sal hom een keer vir julle deursing en dan kan julle aanval. So daar's something. Jesus took my burdens and He rolled them in the sea. He rolled them in the sea. He rolled them in the sea. Now I am so happy as can be. For Jesus took my burdens and He rolled them, He rolled them, He rolled them, He rolled them, He rolled them in the sea. Amen. All right. So let's get going with this chorus. I'm going to do a little bit of rowing. Amen. Jesus took my burdens and He rolled them in the sea. He rolled them in the sea. He rolled them in the sea. Now I am so happy as can be. Oh, Jesus took my burdens and He rolled them, He rolled them, He rolled them, He rolled them, He rolled them in the sea. Jesus took my burdens and He rolled them in the sea. He rolled them in the sea. Oh, He rolled them in the sea. Now I am so happy as can be. Oh, Jesus took my burdens and He rolled them, He rolled them, He rolled them, He rolled them, He rolled them in the sea. Amen. Can you possibly start some rolling, maybe, something like that, right there, you got it there? Then we just change over here to this, see if we can get it even more. Well, Jesus took my burdens and He rolled them in the sea. He rolled them in the sea. Oh, He rolled them in the sea. I'm so happy as can be. Oh, Jesus took my burdens and He rolled them in the sea. He rolled them in the sea. Amen. Come to the place where you can start rolling a little bit, huh? Okay? Right? You got some energy? Jesus took my burdens and He rolled them in the sea. He rolled them in the sea. Oh, He rolled them in the sea. Now I am so happy as can be. For Jesus took my burdens and He rolled them, 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 He rolled them in the sea. Hallelujah. Oh, Jesus took my burdens and He rolled them in the sea. He rolled them in the sea. Oh, He rolled them in the sea. Now I am so happy as can be. Oh, Jesus took my burdens and He rolled them, 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 He rolled them in the sea. Amen. Praise the Lord. I bless the Lord for His mercies over these years. As ek dink 1990 dink ek was dit op versoek van pastoor Ben vir die AGS daai jare.
En toe het die gebou leeg gestaan. En toe was ek nog pastoor van die Polyfekie Kerk, van Bloediks nog gemeente en die grens oorgesteek. En hier aangekom en nie geweet wat vir plan het die Here met my lewe, sy roeping in my lewe, die bediening verder gehad. En ek sal nooit vergeet, daai jare, daai deur opgestaan. Ek dink dit was maroon gordyne. Sit plek. En wat ek nooit sal vergeet, was die gordyne so oopmaak al die stof. Well, you see, God has a plan sometimes, not sometimes, but always. He has a plan, and He has a place, and He has a person. Think about that. En so het ons die diens begin daai jaar. En ek dink binne 3 maande se tyd, toe was hierdie kerkie van voor tot agter, daai hele balkon gedeelte daarbo stampvol. En daar was 'n behoefte. And God was moved by His Holy Spirit. And He glorified His name. And He touched people's hearts and lives. And He enlivened them. And He sent them forth to do great things for Him. En jy weet geliefdes, ek dink, as ons kyk na hierdie dinamikas, is dit 'n paar van die enkelpunte wat ek miskien vanaand net aan raak. Om net die gewaarwording van die diepte van die Heilige Gees in die harte te laat ontwaak. En ons het immers te doen, as ek dit so kan stel, met 'n lewende God. En hierdie kosbare lewende Hemelvader wie ons dan geroep het, nog voor die voorlegging van die aarde, en nog voor as ek die anglisisme kan gebruik, die fondasie van hierdie aarde daar gestel was, u al klaar by die naam geken, en so het hy die lig van hierdie wêreld gesien, en die Here het bestemming met u gehad, nie net tot vanaand toe, maar vir al die dae wat hy u nog steek op hierdie aarde. So we're going to look at some of these little things. And maybe I can share 1 or 2, just speaking Engels, maar kan ek nog so 1 of 2? Yes? Good. How does that sound go? Since the Spirit of the Lord now lives in me, I can dance like David danced. Ever heard that one? I think it's all time. And then it goes to A minor. Good. So if you can remember it, sing it with me. Since the Spirit of the Lord now lives in me, I can dance like David danced. Since the Spirit of the Lord now lives in me, I can dance like David danced. All together now. I can dance, I can dance, I can dance like David danced. I can dance, I can dance, I can dance like David. Now who wrote the Psalms? Was it not David? So he praised the Lord. So now, since the Spirit of the Lord now lives in me, I can praise like David praised. Yeah, you got it? Yes. Since the Spirit of the Lord now lives in me, I can praise like David praised. Amen. Since the Spirit of the Lord now lives in me, I can praise like David praised. All together now. I can praise, I can praise, I can praise like David praised. I can praise, I can praise, I can praise like David praised. So the next song is humble yourself in the sight of the Lord. Now I'm going to get here, ek gaan julle hier kry. Ons het te doen met die brolpaddas tussen die mans en die nagtegale. Ons gaan kyk of ons dit bietjie kan regkry, dat die brolpaddas nou hulle kan bring en die nagtegale hulle kan. So I'm going to thank you first and then
we can see if we can work out something. Is julle daartoe instaan? So humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourselves in the sight of the Lord. And He will lift you up higher and higher, and He will lift you up. Okay, so now what we're going to try is this. The man, I'm going to maybe have to nod like this to the left, and then to the right. So the left are the grillpadders, en regterkant is die nachtegale. So dit beteken die man sal daai gedeelte sing en die vrouens daai gedeelte. Ek sal jou 'n bietjie so doen. So now we're going to start with our play. Humble yourselves in the sight of the Lord. Nachtegale. Humble yourselves in the sight of the Lord. Humble yourselves in the sight of the Lord. Humble yourselves in the sight of the Lord. And He also will lift you up. Awesome. Higher and higher, and He will lift you up. Good. So when we come to that portion, and He will lift you up higher and higher and higher, let us indeed let our praises go higher and higher and higher up unto the very throne of the Lord. Amen? You got that? So humble yourselves in the sight of the Lord. 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 And He will lift you up higher and higher, and He will lift you up. So humble yourselves in the sight of the Lord. 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 And He will lift you up. Come on. Higher and higher, and He will lift you up. And He will lift you up. Higher and higher, and He will lift you up. Amen. Bravo. Give yourself Is dit nie wonderlik dat ons kan weet Amen. ons is 'n salige kudde. Ons is geseënd. Ons is geroep deur die Allerheiligste. En ons is ook bemagtig deur sy Heilige Gees om met kinderlike geloof en vertroue sy troon van oneindige moontlikhede en onpeilbare liefde te kan nader. En met die hart en met die Gees, soos wat ons al geleer het om tot God uit te roep, het sy dit met 'n sug hier binnekant is, of met luide uitgeroep, ag Heer, my Vader. Al wat ek kan sê is, geliefdes, nou amper 69, September maand, en so ek raak nou 70. Maar as ek so oor my jare kyk, en ek sien hoe dat God wonderwerke verrig het, daadwerklik verstommende wonderwerke, kan ek alleenlik net so nederig staan, humble in His presence, en om te sê, daadwerklik, toe hy gesê het, ek sal jou nooit begewe, as jy nooit verlaat nie, het hy sy woord tot stand gebring. So as ek nou dink in al die plekkies waar ek was,
al in die lewe. En die dingetjies wat ek al gedoen het, en al die op en af ook, en onthou, dit is een ding om 'n graad in die teologie en al die goedjies teen die muur te hê, en ek kan sê, akademies, intellektueel, dat jy dit vermag. Totaal ander kwessie, geliefdes, om die grade in menservaring te hê. Hartseer, ja, traantjies, tye wanneer jy gewonder het, o, genigtig, waar is die Here? So, ek dink deur al die goedjies het ek al in 'n mate al beweeg. En vanaand, nou dat ek nader aan 70 is, kan ek net sê, deur my jare, van my geboortedag af, het God my gedra vir bepaalde doel. Bepaalde bestemming. En ek vertrou dat sy woord vanaand vir iets besonders sal beteken. En ek het gebid en ek vra altyd, elke Sondagoggend, die erediens daar in Springbok, en vra, Vader, verheerlik U naam. Laat U woord diep in die hartjie insink. So ek kan net my deel bring, bietjie voorberei, maar dit is die Heilige Gees. Die Heilige Gees wie die diepere kwessies, die diepere sake, daai saak gestalte gee. So, laat ons dan vanaand, sal die omgees so 'n bietjie hier tussen Engels en Afrikaans, bietjie rondval, soms, nie altyd as ek vashak nie, but sometimes you just, beter so, soms dan voel ek, laat ek dit so 'n bietjie in Engels sê, vielleicht auch immer in Deutsch, oder was? Misschien niet in Duits. Ik heb voor die vraag, ja, gewoon je Boruski, praat je Russisch? Eerst met Portugees wordt. You never know where the gospel can take you. Never know. So, we can touch on that tonight. And I would like to read to you a text. A couple of texts. En ik denk, misschien kan ik eerst Afrikaans vir u lees. Want anders, dink ek het ons meer deel Afrikaanse gehoor vanaand. Deuteronomium hoofstuk 10, verse 12, 13 en 14. Ons sien in daardie tyd Moshe in Hebreëus. Daar kan ons onthou die Pasga en die stryd van die bloed, daar teen die deurpos. Daai Pasga en 49 dae later by die berg en die gee van die wet. Ja, van die omdat die bloed gestryd was, 49 dae later, toe was hulle by die berg en die word die wet gegee. Now we fast forward, ons kyk na die kruisiging. En so noem ons dit the counting of the Omer. So onder Joodse gebruike is dit 'n groot feesdag, een van die groot feesdae wat hulle noem Shavuot, wat beteken ja, Pinkster. En ons sien dat in die Nuwe Testament, remember the Lord said, tarry here in Jerusalem, tarry in Jerusalem, till I empower you, not so. 49 dae later na die kruisiging, die tweede dag althans, van daai tyd van met die kruisigingsdae, word die Heilige Gees uitgestort. Op diegene wie daar bidend was in the upper room, remember? En die skrif sê that it was like a mighty wind, It was like tongues of fire on their heads, that the Holy Spirit manifested himself. Maar dierbares, kyk ons na die bediening van Christus. Sien ons met daai een instansie waar hy gevra was die een van die wetsgeleerdes, wat is die grootste gebod in the Torah, in die wet? En so het Christus hom geantwoord, en dit kom hoofsaaklik uit hierdie teks wat ek graag vir u wil lees. En so het Moses dan neergepen, en hy stel die vraag daar, hy sê, en nou Israel, wat is die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel, en om lief te hê, en die Here jou God te dien. Maak dit sin vir u? En dan sê, met jou hele hart, en met jou hele siel.
In Hebreëus sou ons sê, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israel, die Here jou God is 'n enige God. Ve'ata Adonai Elohecha, bechol levecha, bechol nafshecha, bechol melkecha. Met jou hele hart, met jou hele siel. Hy sê, om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel. Luister na hierdie, dat dit met jou goed kan gaan. Dat dit met jou goed kan gaan. Vers 4:14 sê, kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, die aarde en alles wat daarin is. So hier ontvang ons die groot gebod. En die groot gebod, geliefdes, is dit waarmee Israel ook sy geboorte mee gevind het. As 'n volk, geroepe van die Here na 'n beloofde land toe. Onthou, hulle was daar in Mitzrayim, dit is Egipte, hulle was slawe daar. Maar sê die skrif dat met 'n uitgestrekte arm en 'n sterke hand het die Here, hulle God, hulle daar uitgelei. Daarmee gepaard gaan is die spruiting van die bloed. Daar die deurtoste, die Pasga-lammetjie was voorberei en toe die groot uittog begin. En toe kom hulle by die berg, ontvang hulle hierdie wet. Is dit 'n wet of sê die Hebreëus vir ons nie meer, is dit nie meer die woord Torah, dit beteken soos 'n vermaaning. Dit was nie 'n vaste harde wet soos wat dit nou koud en kil sou wees nie. Dit was opdragte, insettinge wat met liefde aan die volk gegee was. Wandel daarin en dit sal met jou goed gaan. Dit spruit uit hart, gemoed en gees wat hom liefhet met 'n passie, met hom wandel, hom dien met 'n passie. Dierbaars, nou moet ek die aandag probeer hou en ek vertrou dat ek in daai kuns vandaan goed sal vaar. Of ten ere van die Here dat ek die aandag sal kan spits op 'n paar gedagtes. Ons sien daar was 'n beloofde land. Ons sien hoe dat die Here die wonderwerke verrig het om hulle dan te verlos van die slawerny, die juk van Egipte. Hulle daar in die woestyn, Bamidbar in die Hebreëus, ingebring. Vir hulle hierdie kosbare skat gegee van hierdie woord. Hoe weet ek dat dit kosbaar is? Ek kan nie in diepte ingaan nie. Maar ons het dit doen so wat ek nou gebore was en groot geword het as 'n Jood en in die ortodokse sinagoges, het ons te doen met gematria, numerologie. So elke Hebreëse letter, alef, gimel, dalet, regdeur op die taal, het ook 'n numeriese waarde, 1, 2, 3, 4, 5. So as jy die Hebreëse Bybel lees, is dit eintlik ook net rye op rye van syfers. Wat daardeur die wiskundiges ontdek deur die kompas, dat daar duisende volmaakte kodes is in hierdie skrif, reg deur gans die Bybel. Hierdie kodes ontdek en wat almal verwys na die Messias. En sodoende het die Here op 'n verborgde manier in die teks, in die woord, het hy versteek die naam van die Messias, die koms van die Messias, die kraggedadige verlossings, heilsgeskiedenis van die Messias, wat sou geopenbaar word aan sy skepping. So die woord was gegee om die lewe dan ook te skenk aan diegene in wie die woord dan geplant word en dit ontkiem en dit groei en dit word 'n kragtige en 'n magtige boom wat vrug dra ter ere van sy naam. Die Griek sê ons in Johannes hoofstuk 1 vers 1 sê die Griek sê daar energie logos, logos en prostrontheon ke theos en logos. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En toe het hy gestalte gevind in die persoon van Jesus Christus, die ewige woord van God. So hierdie woord, geliefdes, bly vir my die skat van my lewe. En so het ek gesien dat die Heilige Gees, omdat ons nou in hierdie seisoen van herinnering van die wonderwerkende liefde trou
van die insprake van die Heilige Gees, het die Heilige Gees hierdie woord, dan benut hy ook as a tool to reveal this wonderful God that's created to us. So, I want to come to this point. You see, if you have a Bible like this, it's composed of an alphabet. Daar's 'n alfabetstelsel, A, B, C, D, E. Dit vorm woorde. En daai woorde kan ons lees, of ons kan dit spreek. So ek hoor my nou vanaand. Maar die woord was gestap gegee in die persoon van Christus Jesus. So dan het die Here gespreek in alles wat is. Kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, die aarde en alles wat daarin is, het hy gespreek en alles het gestalte gevind. Maar wie weet, miskien nog voor die grondlegging van die aarde, het hy oor jou naam gespreek en gesê, ek sal dat jy die lig van hierdie wêreld sien vir my bepaalde doelwit wat ek vir jou het. Ek het doel vir jou, ek het bestemming met jou. En ek sal jou kragtadiglik toerus en ek sal jou versterk, ek sal jou dra en ek sal jou bring by jou beloofde land en by jou uitgesoekte doelwitte wat ek ter harte het vir jou. Ek gaan in jou hart drome plaas. Ek gaan die saadjies van drome in jou hart plant. En op die regte tyd gaan my saadjies deur hierdie woord, hierdie kragtige lewende woord, sal dit ontkiem en jy sal my naam begin aanroep in die rigting waartoe ek jou gaan lei. En ek sal dan sorg dat dit vrug sal dra. En dit sal ontkiem en dit sal groei en dit sal sterk word onder my jaloerse oog wat ek hou oor dit wat ek geplant het. Dierbaars, dit is hoekom hierdie woord, is dit waar ons dan kan fokus. Ons kan fokus op die beloftes en die opdragte van hierdie woord. As ons dan die opdrag gegee om hom te lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel en alles wat ons te vind is, kan ons daarmee fout van. Wel, een dag word ek genooi by baie groot AGS gemeente te gaan bedien. En dit was vol van voor tot agter. Was honderde mense. En ek dink daar was iets so 7 pastore ook teenwoordig. En ek bring toe die woord en hulle het geweet van my min of meer, geweet waarvandaan ek kom. En na die diens toe was daar een pastoor en hulle toe ook 'n ete gehou en ek was 'n geëerde gas. En ek kom in van 3/4 uur, 15 minute, toe bring hy al die tekste, van, dat ons staan nie meer onder die wet nie, ons is vry, so ons het deur genade, ons is vrygemaak, en ek het aandagtig geluister, die teekie het koud geword, die koekie het koud geword, ongeveer nog daar, ons het baie verhoog, maar, nie man, ek had my gedagtes verloor, maar, toe het hy al die tekste, en soos wat hy my nou ondervra, het dit bietjie van die gehoor begin trek, en later was dit 'n redelike sirkel van mense, en dit was soos 'n tennisspel, so hy sal quoteer, dan kyk hulle na my, en ek sê niks nie, dan kyk hulle na hom, dan quoteer hy die volgende teks, dan kyk hulle na my, en ek het maar net geswyg. En toe hy na seker so 'n paar uur van tekste, toe vra ek vir hom, are you finished with your... Yes, ek sê vir hom, tell me sir, we are free from the law, you say. And the wonderful dictates of the law, as you say. But which of any of God's laws offends you? Wat enige een van God se insettinge, byvoorbeeld om hom lief te hê met jou hele hart, te dien met jou hele hart, om met hom te wandel met jou hele hart. Wat kwel jou daaroor? En hy kon my nie antwoord nie. En dit het alles gebreek. Jy sien geliefdes, wanneer ons die Here met 'n passie liefhet, dan sal al die ander dinge mos net in lyn kom. Is dit nie so nie? So hierdie woord wat ons dan ontvang het op Pinksterdag, toe die Heilige Gees op daai kosbare
wysheid homself dan daar, om die anglisisme te gebruik, gemanifesteer. En die wie daar was, het dan in alle tale begin spreek. Well, heavenly language, the language of angels indeed, and they were worshiping God and praising His name. Well, die ouders thought dat hulle van 'n Macedonse wyn ingekry het, en dit bevraagteken, was dit 'n rosé, was dit 'n cabernet, of wat dit was, maar toe het Petrus hulle reggehelp en hulle gesê, dit was beloof, hierdie was neergepen, dit is in die woord al klaar vooruitdadelik gesteek, dat hierdie dag sou aanbreek. Jy sien geliefdes, daai dag het hulle krag ontvang, om hierdie woord uit te dra na die nasies. Want die Jode van al die streke van die aardbol het bymekaar gekom, hulle was daar vir die groot fees van Shavuot. Maar kyk hoe God se tydsberekening is. Jy sien, dan kom ons op hierdie kwessie van sy tydsberekening, op die regte tyd, die regte plek, die regte mens. So dan sien ons in die kerk, die eklesia in Grieks, die kehelat in Hebreëus, in Mishpucha praat van die familie, die samesyn van die gelowiges was bekragtig deur die Heilige Gees, wie dat lewend gemaak het sy beloftes van ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. I give you the power, the authority to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. And he says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God, and the peace of God which surpasses all understanding shall keep your hearts and your minds through Christ Jesus. If you abide in me, he says, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. What promises? The Holy Spirit takes these words, makes them alive in your heart. So we see, I want to come to a point, and it is this. Folk, geliefdes, we have to do with a living God. Wanneer ons wakker word in die oggend, dan spreek ons eers 'n seën uit, Modea miletenega, melegadekia, shekasata benishmiti bechila, rabat manatega. Ons loof en prys God dat hy ons uit die dood laat opstaan het van 'n nagwaak en ons oorlewing opgegaan. Jy sien, elke keer wanneer ons die hoof op die kussentjie gaan plaas, is dit amper asof ons gaan sterf. Maar dan ontwaak hy ons tot 'n pragtige nuwe sonskyndag. Wat so? En dan sê ons, Rashid Chogma Gerat Hashem, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. Dierbaar is, en dit is daar waar ek vanaand 'n eenvoudige gedagte nie wil oordra. U is nie net gebore vir om rond te dwaal in 'n wêreld nie. U is gebore om in 'n spieël te gaan kyk. En 'n beklemtoon dit. Ons het ons ook bikers. So met die bikers, met die motorfietsryers, en ek is bevoorreg om 'n kapelaan onder te kan wees van die CMA. 'n beklemtoon dit. God het ons op ons spieëls gegee. En hierdie woord is soos 'n spieël ook. Maar hy het ook hier daartoe geroep om elke oggend in die spieël te gaan kyk en te kan sê, I am wonderfully created. God, when he created me, he created someone beautiful. Hy het iemand kosbaar, spesiaal geskape. Kyk hoe pragtig het hy my geskape. Look how beautiful I am. Look how beautiful my hands are. Look how beautiful my feet are. But he blesses me with a beautiful heart. And on Pentecost, he poured out his Spirit. And they spoke in other tongues. May the language that I speak today, O Lord, as I step out of this bed, as I step out of this house, may be the language of your Spirit speaking to the hearts of all who I engage with. Of ek nou een woord al dan nie, die taal wat my ganse mens wees spreek,
waar ek in 'n winkel staan, by die werk, of waar ek by 'n volstasie staan, geliefdes, of jy nou een woord spreek of dan nee, jy is gebore uit die woord tot die woord vir die woord, en u self is 'n woord wat spreek tot 'n gevalle mensdom, want die Here het u geroep tot 'n spesiale bediening van spraak. You know, everyone wants to be blessed with gifts of the Holy Spirit, not so. And always remember to bear the fruit. But the greatest gift that you can receive is to speak this language of a heart that is passionate about God. Die sterkste taal wat ek kan praat, geliefdes, gebore uit die Heilige Gees, is hierdie taal wat dit vloei uit jou uit. U druk daarvan. Ek is iemand wie die Here God liefhet met 'n passie. Met 'n passie. Ek kan nie sonder nie. Ek weet wie en as ek wil dit nie so, wie hy is, maar ek weet ook wie en wat ek is. Ek is 'n wedergeborene, geesvervulde, uitverkore, koninklike kind van die Allerheiligste. I know who and what I am. So when I look in the mirror, I can say I am beautifully created. Created for plan, for purpose, for destiny. But I stand tall. I stand as a prince in his service. I stand as a princess. Is it net mooi woorde? Or must you go and do it tomorrow morning? Wanna try doing it? Dink wat as ek luister. Môreoggend wanneer jy wakker word en die kapsel staan so en die borshare staan op so steef. Dis vir my altyd 'n verlede as ek in 'n swembad inspring en ek swem dan dryf my borshare se bo op die water saam met my. Dis 'n groot verleentheid. En ek moet gedurig deur my borshare val. Ons praat nog steeds van my haar op my bene nie. Dis nog erger. But God has a way, precious brethren, to bless us with an awareness. And it's in daai stille oomblikke, because God is a God also of silent moments. Hy is ook die God van stille oomblikke. Wat is die regte Afrikaanse woord? Ek gaan dit moet probeer. Swanger met nog 'n wonderwerk. Swanger van nog 'n openbaring. Swanger met nog 'n ingryping. Swanger met nog 'n uitkoms. Swanger, geliefdes, met nog 'n wonderdaad van die openbaring van sy passievolle liefde vir u. U sien, ons spreek gebede, ons uitgebede teenoor hom. Maar die Here spreek ook tot ons. Dit is hierdie wonderlike gesprek tussen ons as geskaaptes van die Here en ons Skepper. Maar waartoe roep hy ons? Hy roep ons, glo ek, tot stille oomblikke van diepe introspeksie, weer anglisisme. Geliefdes, u moet op 'n plek kom. En dis 'n opdrag, as ek dit vir u so kan stel. Elkeen van ons moet op 'n plek kom waar jy stil gaan word. Bietjie weg van die familie, het daar jou spesiale stille plekkie. En gaan op jou knieë, of staan voor die Here, en vra vir hom, Hemelvader, asseblief, u het my geskape, kosbaar maar wonderlik. Look how beautiful I am. Waartoe het u my geroep? Is daar iets spesiaals? Is daar miskien iets besonders? Ek is miskien nie 'n prediker nie. Ek is miskien nie 'n musikant nie. Ek is miskien 'n besonderse, bekwame persoon met kundighede nie. Ek is in die oë van ander maar net 'n natuurlike mensie. Maar u het my spesiaal geskape, asseblief openbaar aan my daai spesialiteit waarin ek u en waardeur ek u naam kan verheerlik. Here, openbaar se asseblief aan my. It may just be that you need to go someplace and just touch someone. There's so much power in just touch. Have you noticed how many times the Lord just touched? He touched the dead and they were resurrected.
So when you wake up in the morning, you are resurrected to a new miracle of existence. U geliefde staan weer op in die dood van die nagwake, om vir God dan uit te stap en te sê, Heer, wat is dit wat ek vandag, terwyl ek met u wandel, u liefhet, en met 'n passie, wat is dit wat u my vandag roep? Well, you see, you are focused. Ons moet begin fokus op hierdie dieper kwessies, op hierdie baie belangrike en gewigtige kwessies. En dit spruit uit 'n diepe bewuswording van wie en wat ons in hom is. Ons moet weet, geliefdes, bestudeer die woord van God en sal sien, hier is 'n nuwe skepping. Ja, u is koninkryk. U is 'n priesterdom. Maar my taak is om u dan te bemoedig, te inspireer, om te gaan kyk in die spieël en te sê, miskien vir iemand, ek is miskien 'n bietjie moeg, ek is miskien 'n bietjie, what's the word for bored, when I'm bored of something? Verveel. Goedjies vervelig my. Maar dien mos 'n lewende God. Wat is daar wat nuut is, wat in my lewe ook kan opstaan uit die dode? What can be resurrected out of a heart that is wondering, where is my place? What is my calling? What is my speciality? We must come to a place where we start looking at the seeds that God has planted and begin to give attention in prayer with praises to these matters. It is important. It is not that you have to do something for God. It is a matter of you doing things with Him. And what is the Lord busy doing in this world? You see, the best of the good news of the gospel has power to save souls. En dit is hoekom die woord, die ewige woord aan ons geskenk is, dat ons dit kan uitdra, op watter wyse ook, as jy prediker is, ja, soos pastoor Willem, die dynamiese prediker, mens, as hy daar voor 'n groot gehoor gaan staan, immers, en die Heilige Gees, begin hom inspireer, en hy vat daai mikrofoon, en die mikrofoon lyk soos 'n portret daar teen die muur, wat hy daar een kant gesmyk word, en hy begin daar, kan so stel, uitrafel, oh mercy, hallelujah, glory to God, and you preach the gospel. The gospel has the power unto salvation. So dan was ek baie geseën in my vroeë jare, so 3 maande, letterlik 3 maande, elke dag saam met pastoor Reinhard Bonker, die Duitse evangelist, in rondbeweeg. And there I saw the power of the gospel. Die eenvoudige evangelie, maar die krag om mense se siele te red, en om te genees, en om wonderdade te verrig. Jy sien, geliefdes, genesing is nie alleenlik net fisies nie, it is for the heart. The heart. And maybe I can read, I'm from Isaiah chapter 61. Kan dit maar in Engels vir u lees? Ek weet dis hier iewers in die skrif. Is dit nie Nuwe Testament Jesaja? Iemand help my gou reg. Is dit na die 6de boek van Moses? Waar is die, of is dit net na Maleagi? Ek weet dis hier iewers in die skrif. I found it. Isaiah chapter 61. And this is what the scripture says concerning the Messiah. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty, yes, freedom to the captives, and the opening of the prison doors to those who are bound.
Verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, those who are heartbroken, those who need healing of the heart, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garments of praise for the spirit of heaviness. You want to start believing these words? Why not start believing what the Spirit of God wants to do through you? And get up in faith. Kinderlike geloof, geliefdes. Net kinderlike geloof. Net babetjie geloof. Net seentjie, dogtertjie geloof. Die klein bietjie wat jy het, vra dit om te vermeerder. So as you go out, they may not be physical, immediate, great, wonderful miracles. But it's the healing that takes place for those who are broken-hearted. Here inside, the tears are rolling. Broken hearts, broken spirits. Those who have lost focus in life. And when I ask you to focus upon something is special in your life, daar is diegene wie al klaar en geen meer fokus in die lewe nie. Daar is geen meer doel, geen meer rigting nie. Hulle lewens is doelloos, betekenisloos. Daar is geen meer vreugde of blydskap om in die oggend te ontwaak uit die dood van die nag nie. Dis maar net nog 'n dag van so dieselfde kring miskien van, ons ken mos al die goedjies, waardeur mense hulle lewens vernietig en verkwis. So dierbaar is, daar is diegene wat dan tot so ver gaan as om hulle eie lewens te neem. Hulle doen verskriklike dinge. Daar is 'n vuurwapen teen die kop. Blaas hulle gesonde, kosbare God gegee verstand uit. Of hulle doen ander dinge om hulle self te dood. Want die dood het al klaar oorheers in die binneste. Maar jy is geroep tot die ewige lewe. You are living eternally already. Have you thought about that? We are going to step into that never-ending day. Daar oneindige dag, dierbaars is jou bestemming. Hier terwyl jy op aarde is, vra jy van die Here, Heer, wat is die doel? Wat is daai besonderse iets waartoe U my geroep het? Wat kan ek miskien nog vir U vermag om U naam te verheerlik en om U opdragte uit te voer? En dit begin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your spirit, with all your energy. That is waar die wegspring plek is. En dan van daai punt af geliefdes, onderskraag en versterk en bemoedig en bekwaam deur die Heilige Gees, gifted by the Holy Spirit, you move out and you start hunting for souls. You see, maybe some of us have been called to be hunters. Om te jag. Ek het op 'n stadium probeer beroepsjagter wees. En toe gaan ek na Angola toe, een Gos Akademie. Ek het gehoor, hy is die strengste. Nou mos was hy die strengste. Van die dag gekom het, die polisie wat my broek gedoen het nie, maar die hele tyd was so iets. Jy kon net sien, die staan in die man van gesag. Hy het olifante, skokke, nosters, skrikke, dille, elke denkbaar ding het al gejag. Die trofees hang daar, ek het gesien hoe hang het ook daar, as een van sy trofees. Maar hy was streng, ja, want hy het jou nou, hy gaan jou bekwam om 'n beroepsjagter te wees, wat so die oorseese jagters gaan uitneem in die jagtveld. En vir trofee gehalte kudus en gemspokke en allerhande wildsoorte. En hierdie winter gaan ek nou my trofee tarantaal jag. Nou al hierdie jare wil ek hê daai trofee tarantaal daar so gemonteer wees. Net hoe kan my bedlampie daar? Ja, sy kam moet net so lank wees, die toernaels moet net so lank. Dit moet kom in Roman walls. En hulle sê dis 'n olifant geweer, maar hulle 416 riepie gebruik, so met 'n 300-400 grein punt. Ek het al klaar 'n beroepsjagter in die saambreek gaan staan. As ek daai tarantaal kwes en hy draai en hy storm dierbaar is, daai beroepsjagter moet hy dan reg staan.
'n tafelstorm is 'n gevaarlike voël. Dit is net sommer hoender van enige ander veer nie. Maar so het ek my bekwam as 'n beroepsjagter. Ek is toe later uit die bedryf, maar ek het gesien, dis nie juist vir my nie, want hy het daar, toe sit ons voor 'n groot raad, oor van KwaZulu-Natal. Dis 'n natuurbewaring. Toe sê hulle vir my, Albany, jy sit stekend met die, en daai. Toe sê ek vir hulle, ag ja, ek weet daarvan. I'm a humble person, ek's baie nederige mens. Maar dis sê, daar's een ding wat die probleem is. Jy gaan nie 'n baie goeie beroepsjagter maak nie. Ek sê, hoe kan julle so 'n ding sê? Ek bedoel, kyk na my agtergrond. Het ek nie al brommers wel eet, allerlei al gejag nie? Sê nee, ons het opgelet. Jy het in die klas gesit en was ons daar by 'n reservaat. Die olifante loop so daar rond en daar's leeu's wat daar sit met hulle nekdoekies en hulle kwyls so. And they're already saying grace because they've seen what a juicy little specimen you might be in their chops. So, hy sê, ons het gesien terwyl jy in die klas sit, was daar 'n tokkie. En jy het geweet, dis teetyd, was so naby 10. En meneer Gos, jy het gedink hy sien dit nie raak nie. Maar jy het daar by die deur gesit. En toe het ons opgetel, dat jy het daai tokkie opgetel, maar jy het geweet, daai hooligans, daai ander beroepsjagters, gaan daar deur daai deurs, daar jaag, soos 'n trop hooligans, en hulle gaan daai onskuldige tokkie, met al prachtige pink tekkies, en nog so pink, so mooi handsakkie ook, hoe die geweer was te prachtig, die roers, beskarretjies, en daai goedjies, sy was te skatlik, maar ek het nou opgetel en gesê, hierdie hooligans gaan nou nie uithardloop, en net so by die deur uitgesit. Ek het gedink, meneer Gos sien dit nie. Hy het to say, Albany, you don't like killing things. You like keeping things alive. You see, that's why I preach the gospel, because the gospel is not life, and life eternal. Life eternal. Sometimes voel ons soos 'n wurmpie, of soos 'n kevertjie. You see, when we think that God is not seen, the Lord sees you. Het hy dan nie gesê dat nie een mossie nie op die grond sal val, dat hy nie toestemming sal gee nie? Het jy al gewonder hoekom my kapsel so lank is? Hier sê, so dat ek elke dag daarna kan kyk en sê, God has blessed every single hair on my head. Bless them hairs. Met 'n sweetie gee, wat sal dit later doen? Geliefdes, die Here weet hoe om te sorg vir jou, soos die mossie, soos elke haartjie op jou hoof. Some of us are blessed, some of us, we pray. Ek het gebid en vra dat die Here vir my nog 10,000 haartjies op my voeg. Sometimes I think they're in the wrong places, regtig, so kyk na my borshaar. But we have to do with the gift of life. And so when you go forth as blessed and beautiful people, you bring life, whether you speak a word or you do not speak a word. Ek het al gevalle gehad daar in die Midde-Ooste, in Irak, in daai plekke, in die sinagoges ook. Ek het nie vir hulle gesê dat die Messiaans is nie. Messiaanse Jode is ons Jode, die glo in Christus Jesus, die Moshiach, Yeshua. Maar sê net, Albany, there's something different about you. We can't put our finger on it, letterlik daai woorde. But you know, we like what is different about you. We didn't speak one word about Jesus, not one word. But the language of the heart, the language of the Spirit within. When he touched my soul with the wind of Ruach, when he touched my soul with his fire from his throne, that language speaks. Dieselfde daar in Irak, die moslims wat oorgestap het na my toe, vir my gevra het, "Sir, can we ask you a question?" Yes, of course. All the other bodyguards, we see them. But you are different. Why are you different from the Muslims? Oh, it is because I love Yeshua. Oh, you are a Messianic Jew. Now we understand. The Muslims understand when a Jew loves Jesus. They don't have to say one word, not one word. Daar in die moslimland
hulle vers. So was ek bevoorreg om te stap in die letterlike Babylon. Dis daai ruïnes, om te sien waar my voorvaders in gevangenis was, in ballingskap was. Ja. Jy sien, geliefdes, die Here het hierdie spesialiteit van om uit ballingskap uit te lei, om uit slawerny uit te lei. Hy spesialiseer daarin om die dooies op te wek. Hy spesialiseer daarin om grafte leeg te maak. Daarom sal ons opstanding beleef, waar ons die glo in die wegraping. Glory, hallelujah. Oh, may it happen as soon as possible. But I do not know when he's going to come. But when he comes, will he find me faithful in the smallest things? And you might have just a small thing to go and do. But focus. Come to a place where you begin to focus. And ask the Lord, vra die Here, Vader, waar moet my oogies fokus op my lewe? Ek ken my lewe. Ek ken my smarte. Ek ken al my hartseer. Ek ken elke egskeiding. Ek ken, al was dit 23. Ek ken elke pil wat ek gedrink het. Elke 40 kratte bier het ek uitgedrink. Ek ken elke plek waar ek was. Ek ken elke vloekwoord wat ek uitgespreek het. But let these lips and this tongue now speak the purity of your calling. And let this heart be pure. That is what David prayed. Create within me a pure heart. And establish within me a steadfast spirit. So, when you go look at your heart, and you say, Lord, create within me a pure heart. Focus. Let it be steadfast. And when you receive, wanneer jy daai opdrag ontvang, you run out and you do it with a passion. Do it with a passion. So I want to tell you, I want to conclude. You were not just born for ordinary things. You might look ordinary to yourself in the mirror. But maybe it is time that you go look at yourself differently. Look at yourself in the way that Jesus has created you. Very special. Each one of us is handsome and good looking in his eyes. Each one of you young ladies are beautiful in his eyes. Mooi. Die jaar het miskien hier en daar 'n rimpeltjie gemaak. Ek gebruik pedicure en so rimpels stay away. Maar geliefdes, ek kyk deur die oë van hom wie my liefhet. Want dit is sy gees wie my perspektief aanpas. En daarom sê ek dat die perspektief begin verander en aangepas word. Om te kyk op dit wat die Here daar vir my gestel het, in sy roeping in my lewe, in sy kosbare bekragtiging van my as sy kind, as die tempel van die Heilige Gees, as die tempel van hom wie hier sy troon, ja, vul en vol sit. Dierbare kind van God, gaan uit, doen iets besonders vir hom. Soos byvoorbeeld om op die knie te gaan. En as ek net 'n sug uitroep en sê, Here, hier is ek. Hineni, so wat die profeet gesê het. Hineni, hier is ek. Here I am. You see, when Moshe stood there by the burning bush, and the Lord said, take off your shoes. And he asked, wie sal ek sê het my gestuur? The Lord God from that burning bush, as the fire was there by Pentecost with Shabbat said, tell them that Ehyeh Asher Ehyeh sends you. Ek is wie ek is. Nou verstaan jy beter hoekom, toe die soldate gekom het, om die Here Jesus daar te kom haal by Getsemane. Nou kan jy verstaan, hoekom hulle teruggeval het. Wanneer hy die woorde gebruik en in die Grieks is dit baie mooi vir ons opgeteken, net daai dit, toe hulle vra, toe sê, Ego emi, ek is. That is why they couldn't stand. He used the name, Ehyeh Asher Ehyeh, the name of the Almighty, because he was indeed the Almighty Emmanuel, God with us. May the Lord be with you. May he empower you. And may he reveal his love to you. And that is what I appeal to you. If
It was only this one thing that I could bear across to you tonight. Begin to gain another perspective of who you are. Die oomblik wanneer jy besef wie jy is in die holte van sy hand, geliefdes, gaan jy werklik, wanneer daai openbaring kom, jou lewe op 'n baie aangepaste manier begin raak sien. You're not just there. You are with him to do what he desires to do through you. And what can he still not do? Wat kan hy nog vermag deur nie? I pray that he will do this wonderful, wonderful things that only he can do for you. Daar's Afrikaanse koortjie. Ons sê net dankie vir die Here. Kan ons dit net gou sing? Ons sê net dankie vir die Here. 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 Kom ons sluit die oogies. Hemelvader. O, Adonai, Hemelvader, ek loof U, prys U. U ken my Heer, ken my hart. Ag, U ken die hartjies van elkeen teenwoordig. U sien hierdie hartjies raak. O, Vader, ek bid tot U troon van liefde trou. Heer, neem hierdie kindertjie in die holte van die hand, seën hierdie kindertjie, seën hierdie bediening, seën hierdie kosbare skepingkies van U, en stuur hulle, ja, versterk hulle, bemoedig hulle, openbaar aan hulle dit, wie hulle is in U, o Heer, gee hulle nuwe krag, mag hulle beywer vir nog groter en kosbare dinge in U diens. Mag die engele jaloers oor hulle waak. May, O Lord, your presence be so powerful with them, that they may know that they are shielded, protected, sheltered by the hand of El Shaddai, the Almighty. And so may your name be glorified. Mag dan Heer, U rykste seëninge neerdal op hierdie kerkie, op hierdie gemeente en op hierdie bediening. En ons loof en prys U dat U ons gebede verhoor. U ken die hartjies. U ken die versoeke nou daar. Ek weet wat druk daar in sommige hartjies. En my gebed is, Vader, sal U asseblief ingryp. Sal U uitkoms gee. Sal U weer 'n wonderwerk verrig. En dat elke geliefde wie miskien in hierdie oomblik uitreik tot U, kan getuig en kan sê, ja, die Here het weer eens vir my 'n wonderwerk verrig. Ons loof en prys en dankie vir die trou. En die kindertjie van die Here sê, amen, amen en amen. Dankie, pastoor. Kom loof die Heer, alle volke van die Heer, en prys sy naam, en gee hom eer, om nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig. Amen. Amen. Dankie my broer. Ek sit en dink nou so, ek sê moet die klomp predikers begin brief. En pragtig, net as ek begin voorberei, dan begin praat hulle wat ek, nou moet ek nou weer maak iets anders. So, dit kan dus ook nou eindig kry, hoe meer jy asseblief. So, maar baie dank, ons sien uit na môre, en die woord was vir ons mooi gewees, ek dink ons het allemaal baie duidelik verstaan, so, amen. Ons lekker koffie daar na die tyd. Maar as jy bietjie sing nie, Ons kan nog sing om
Ek bedoel net dat die mense kan, jy wat kan sing, die kan sing, die ander kan koffie drink, ja. Goed so. Want ons wil nou nie die mense ophou die hele nag. So die wat wil sing, sing, die ander kan koffie drink, die wat wil huis toe gaan huis toe. Die wat wil drink. Ja. Ek is so. Ja. This love flowing out from me makes life to walk and run to see. Open present doors and the captives free. There's love flowing out from me. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting since Jesus made me whole. Folks don't understand me, nor can I keep it quiet. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. This river of life flowing out from me makes life to walk and the blind to see. Open prison doors and the captives free. There's a river of life flowing out from me. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting since Jesus made me whole. Folks don't understand me, nor can I keep it quiet. I'm bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting since Jesus made me whole. Folks don't understand me, nor can I keep it quiet. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. Christine, hier is 'n paar wat baie bang is vir hierdie sy stof is. Maar ek kom by julle. Oom Koen, Doors of heaven are open, the blessings are falling down. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave him my old perfect garment, and he gave me a cup of pure wine. I'm feasting on manna from heaven, and
Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you, and bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. We love you, adore you, and bow down before you. Son of God, what a wonder you are. Holy Spirit, what a comfort you are. Holy Spirit, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Spirit, what a comfort you are. As hy dank julle, kom ons gaan drink 'n bietjie koffie.